Goeiemôre julle. Baie weer welkom vanoggend by ons sessie. Ek hoop ons gaan 'n goeie tydjie hê. Ons is nog steeds besig om die gedagte te ondersoek van hoe dat ons meer as oorwinnaars kan wees in 'n baie donker tyd. So verlede keer vir julle gesê het, gaan maar oor ons lewe in 'n tyd van dreigende oorloë, brandstof raak duurder, ons hoor maar van ellende. En ons is in die middel van die jaar en natuurlik daar's mos baie uitdagings so in die middel van die jaar met al die vakansie daar tussen en die werk wat daarmee saamgaan in die gestoeiery. Kinders met eksamens skryf. Te midde van dit alles lyk dit wil die Here hê ons moet meer as oorwinnaars wees. Ons word nie afgetrek in die donker van hierdie wêreld nie. Ons lees daar 'n baie mooi teks hier in Filippense, die brief aan die Filippense, waar Paulus skryf, hy sê, ek dank my God elke keer as ek in julle dink. In al my gebede bid ek altyd met blydskap vir julle almal. Dan gaan hy verder, hy getuig van die eerste dag af, van sy eerste gemeente, praat hy van hoe dat hy bemoedig word deur hulle getrouheid aan die Here. Maar wanneer Paulus dink aan die hele omstandighede in Filippi, was dit baie ongemaklike tyd vir hom gewees. Hy en Silas, toe hulle daar deur Filippi loop, te sien hulle 'n slawe meisie wat met 'n demoon beset was en hulle verlos haar daarvan. Natuurlik die eienaars is baie kwaad want hulle het geld gemaak uit met Amanabalis en hulle het hulle voor die owerhede gesleep. En die Bybel sê vir ons, julle kan gaan lees daarvan in Tessalonisense hoofstuk 2 en Filippense 2 van hoe dat hulle pak slag gegee is, hulle is geboei, in die gevangenis gegooi, baie sleg gegaan met hulle. En tog dink hulle nie aan die negatiewe ondervinding in Filippi nie. Al wat hulle sien is die ondervinding wat hulle met die kinders van God gehad het daar. Die mooi dinge. As ons dink aan hierdie ondervinding van Paulus, dan dink ek in my eie lewe, hoe dikwels word ons vasgevang om op die donker goed te let. Baie keer in ons verhoudings ook, jy weet, ons is ons nou later baie familier met mekaar, mans en vrouens, ons is lank getroud. So in die begin, dan kyk ons na al die mooi goedjies in ons, kan net goeie goed van mekaar sê. Maar wanneer ons familier met mekaar raak, gewoond raak aan mekaar, dan lyk dit so asof ons terugsak na ons natuur, wat altyd soek na die donker. Mense, hele natuur neig nie weg van die lig af en hou van die donker. En dan begin ons net al die donker goed onthou ook. En tog is ons mooi dinge waaraan ons kan dink. Ons kan die tyd wat tot ons beskikking het en die geleenthede wat ons het met ons so aanwend om die mooi raak te sien wat die Here elke keer vir ons wil wys. Nie nou weer, nou sak die son weer, nou gaan dit weer nag raak nie. Maar as opgewonde sal wees as die son opkom die hele dag, selfs al sak die son vanaand, sê môre gaan hy weer opkom. En ons is positief, daai boer het ons gesê so na die droogte. Die man so baie kon kerm na die reën, na hulle geweldige droogte gehad. Toe kom die reën 'n bietjie en dit reën lekker nat en toe die wolkies opdroog, hy sê ag nee, daar breek die volgende droogte alweer aan. En hy mis so die geleentheid van wat die Here in daardie oomblik as 'n seën wil gee. As ons meer as oorwinnaars wil wees, lyk dit vir my as een van die karaktereienskappe van God, as ek dit ooit mag sê, dat ons ooit met God vergelyk kan word. Kan nooit so wees nie, maar as iets is van God wat ek graag wil hê, wat ek sien in sy seun Jesus Christus, en terwyl ek voel die Heilige Gees in my hart is om die goeie raak te sien, die goeie in mense te kan sien. 'n Oom het eendag vir my gesê, slegs die slegste misdadiger het iets goeds binne in hom, soos die misdadiger wat in die kruis gehang het, toe hy die Here Jesus kon sien en die Here vir ons seën. So ons meer as oorwinnaars wil wees, mag die Here vir ons seën dat ons sal leer hoe om die goeie dinge raak te sien. Ons sal asem, ons lewe, ons het geleenthede, ons het die son sien opkom en ons sien uit na heerlike nagrus. Dit neem die angel uit vandag wat vir ons so wil trek in die donker. Dis die set van die versoeker, is om ons oë van die Here af weg te vat en die seëninge te tel, sodat ons alwaar ons kan as die kla en kerm oor ons arme ellende. En ek praat maar uit my persoonlike ondervinding, dat ek is so skaam oor die tye, wat ek nie altyd die goedheid van die Here raak sien nie. So miskien nog 'n verdere wenk, as ons meer as oorwinnaars sal wees, mag die Here vir ons die gawe gee, deur sy krag en deur sy gees, om die goeie raak te sien wat rondom ons gebeur. Veral omdat weer die Here is lief vir ons, dis vir ons genoeg.
en dis die goeie wat hy wil hê ons moet raak sien. Kom ons bid net saam. Here, in hierdie dag vra ek om leer vir ons, saggies deur die werking van die Gees, om die goeie raak te sien. Leer vir ons om soos Paulus te midde van 'n tyd, in 'n plek waar hy baie swaar gekry het in Filippi, al wat hy kan onthou is nie die seer kry nie, maar is die wonderlike tyd wat hy met die gemeente gehad het, 'n gemeente wat vasgestaan het, 'n gemeente wat 'n mooi getuienis gehad het, wat volgelinge van Paulus geword het. Ek bid maar so, Here, dat U vir ons help om mekaar, en ons vrou, en ons man, en ons kinders, en selfs in ons vyand, die goeie raad te kan sien. Dat ons sal lewe soos meer as oorwinnaars, om in die storm nog steeds die lig te kan sien, die hand te kan sien, en te kan styg bo dit wat vir ons probeer vashou, en ons wil aftrek. Asseblief, Here, kom seën ons, seën almal wat luister na die video, raak hulle harte aan, almal, en help vir ons om op te lig, en die goedheid elke dag raak te kan sien. Amen. Wil jy miskien nie aan hierdie dag so op jou een hand 5 dingetjies gou by mekaar maak en vir die Here dankie sê vir die goedheid wat hy in jou lewe kom openbaar nie. Kom ons dink aan 5 goed waarvoor ons dankbaar is en maak 'n deel van 'n gebed en sien hoe lig die Here vir julle op. Here seën vir julle dat ons volgende week aangaan net met hierdie kort tema oor hoe dat ons meer as oorwinnaars kan wees. Mag die Here ons leer om die goeie in hierdie dag raak te sien. Ten minste weet ons, die Here is lief vir ons. En daarom kom ons wees lief vir hom en ons eer hom daarvoor. Al die eer aan die Here, dat ons volgende keer mekaar weer sien en so sy wil weer so met mekaar kom. Totsiens, totsiens. Is the Lamb. You have